Goeiemôre. Ek hoop jy het asem in jou longe en 'n sagte oop hart vir wat God vandag vir jou wil sê. Hierdie week besef ons weer opnuut hoe elke gelowige geroep word om die gawes wat hulle gekry het te gebruik tot diens van God se koninkryk. En wanneer ons praat oor geloof en hoe ons God aanbid, dan kan geloof en aanbidding nie los staan van ons alledaagse leefwyse nie. Kom ons lees vanoggend saam vanuit Romeine 12 vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. In Romeine 12 vers 1 kom Paulus met een van daardie tekste wat 'n mens amper wil laat regop sit, né? Dis nie net 'n mooi vers nie, dis 'n uitnodiging tot 'n hele nuwe manier van leef. Hy sê, stel julleself as 'n lewende offer. En dit is 'n vreemde beeld. 'n Lewende offer. Gewoonlik in die Ou Testament was offers iets wat doodgemaak is. Dis iets wat jy bring en neerlê. Maar Paulus sê nou, nee, leef so dat jou hele bestaan 'n offer is. Dis nie net wat jy op Sondag doen nie, dis hoe jy bestuur, hoe jy praat, hoe jy slaap, hoe jy liefhet en hoe jy vergewe, hoe jy werk. Jou hele lewe word aanbidding, word as dit ware 'n offer. En as jy dit verstaan in Bybelse terme, as jy daai logika in jou brein verstaan, dan is dit nogal 'n radikale manier van hoe jy jou lewe instel en van waaruit jy leef. In geestelike dissiplines verwys Richard Foster hierna as die sacrament of the ordinary, die heiligheid van die alledaagse. Hy sê dat die ware geestelike lewe nie wegkruip in kloosters of hoë berge nie. Dit gebeur waar jy jou kinders aantrek, waar jy jou kinders bad, waar jy met jou kollegas praat, waar jy in die kombuis staan, hoe jy met jou bure omgaan. Die gewone word heilig wanneer jy dit met oorgawe aan God doen. So wat beteken dit prakties? Dallas Willard sê dat geestelike vorming nie iets is wat net in jou kop gebeur nie. Dis 'n herbedrading van jou hele wese, jou denke, jou emosies, jou gewoontes en selfs jou liggaam. So hoe neem hierdie lewende offer gestalte in die hele persoon van wie jy is? Neurowetenskap stem hiermee saam en die navorsing wys dat ons breinstrukture aanpas volgens wat ons gereeld doen. 'n Proses wat ons neuroplastisiteit noem. So as jy elke oggend begin met 'n daad van dankbaarheid, word jou brein so bedraad dat jy al hoe meer ingestel is op hoop. As jy jouself oefen in sagtheid en geduld, vorm jy nuwe patrone. Jou lewende offer verander nie net jou hart nie, dit herstruktureer jou brein. Ek dink aan die beeld van 'n ou egte pottebakker wat klei vat en dit stadig met sy hande vorm. Elke beweging, elke druk, elke draai van die wiel bring vorm en betekenis. So is God met ons besig. Maar hy vra ook dat ons hom toelaat, dat ons elke deel van onsself op die wiel plaas, nie net die mooi dele nie, maar ook die rou, die stikkende, die moedelose. En hierdie is die moeilikste gedeelte, want dit is regtig moeilik om bereid te wees om dit wat nie so mooi is van onsself nie, na God toe te wys en vir hom te wys, kyk, dit is wat met my gebeur, Here, help my, stap hier die pad saam met my, ek is bereid om dit met alles in my head on te face, ek is bereid om hier die pad saam met u te stap, en ek is bereid om te groei. Die apostel Paulus sê hierdie offer is redelik. Nou dit is interessant, want in die Grieks is die woorde wat gebruik word, logike latreia, wat ook vertaal kan word as logiese aanbidding, of selfs intelligente diens. Met ander woorde, om jou lewe as offer aan God te gee, is nie
irrasioneel nie. Dit is die mees logiese ding wat jy kan doen as jy verstaan wie hy is en wat hy vir jou gedoen het. Dit is logiese aanbidding, intelligente diens. So hier's 'n paar praktiese vrae wat jy vandag oor kan nadink. Wat beteken dit vir my om my liggaam as 'n offer aan God te gee? Dink aan jou gesondheid, jou energie, jou dade. Is daar gewoontes in my lewe wat ek moet hervorm sodat my lewe 'n weerkaatsing van aanbidding is? En hoe kan ek die gewone heilig maak? My werk, my huis, my gesin, my dag. Hierdie teks vra van ons om 'n ander manier van leef aan te neem. Nie uit plig nie, maar uit ontferming. Paulus begin immers met by die ontferming van God. Alles wat ons doen, begin in sy sagte kombers van genade. En daarom eindig dit ook altyd in vreugde. Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Here, U vra nie net vir my liedere en gebede nie, U vra vir my hele wese. Ek wil nie net op sekere tye aanbid nie, ek wil leef soos iemand wat aanbid, met elke asemteug, elke handeling en elke keuse. Vorm my gewoontes, vernuwe my denke. Help my om selfs die gewone dinge met buitengewone oorgawe te doen. Maak my lewe 'n lied wat U verheug, 'n offer wat leef, beweeg en U eer bring. Ek gee myself vandag weer vir U. Amen. Jy moet 'n wonderlike lekker dag hê.